Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Nou, ons is nog steeds besig en ons gaan volgende week aangaan met dit en ons heelwat om na te kyk. Maar ons gaan vanoggend kyk na iets wat eintlik 'n baie ongemaklike saak is om na te kyk, maar ons moet daarna kyk want dit verwoes baie huwelike en ek gaan julle vanoggend sê, dis welis. Welis verwoes huwelike. Nou dit sluit nou maar pornografie en al daai dinge in wat 'n groot bron van kommer is in 'n huwelik. As ons kyk na pornografie, baie mense vra vir my, ag pastoor, ek is by die huis, ek doen niks verkeerd nie. Dis wat 'n man eendag vir my gesê het. Ek is by die huis, ek is by my vrou, by my kinders, ek doen regtig niks verkeerd nie. Nou gaan ek gou vir jou leer wat pornografie doen. Okay. Eerstens, jy mag nie begeer nie. So jy's besig om te begeer. Okay. Tweedens, okay, dit is die gees wat in daai pornografie beskikbaar is, sal jou verwoes. Dit word 'n addiction. So enige gees wat jy voorbuig, sê God in sy woord, enige sonde wat jy voorbuig, is jy 'n diensknegt van. So daai ding word jou baas. Okay, as jy vir my sê is nie jou baas nie, los dit dan. Hou op dit kyk. Maar is jou baas. Okay? Jy's vasgevang in dit. Okay? Nou is daai gees vrylik beskikbaar in jou huis. Dink aan jou dogter en jou seun en jou vrou. En dan kom ons by 1 Petrus 3 vers 7, wat sê dat ons moet ons vrouens eer. Nou wanneer ons pornografie kyk, kan jy nie jou vrou eer nie. En dan word jou gebede verander. So dis 'n bose kringloop, jou hele familie, die guns van God oor jou familie kan gekeer word deur jou porn addiction. Onthou nou net nie, ek wil vandag vir julle sê dat ek het al met so baie mense hierdie pad gestap. En in alle eerlikheid, dit is kinders van 10 en mans van 80. En daar's vrouens wat hierdie addiction het. So ons wil nie net vanoggend sê mans nie. En dis 'n groter probleem as wat drank is, as wat dobbel is en drugs is in Suid-Afrika. Die veelheid mense wat ek mee gepraat het. So dit is regtig 'n groot probleem en dit verwoes huwelike. Die probleem is dat dit begin 'n mens se gedagtes en die manier hoe jy na mense kyk te verander. So wanneer jy restaurant toe gaan, dan gaan jy restaurant toe nie om daar te sit en met jou vrou te gesels en dit te geniet nie, nie net dit nie. Jy kan nie wag om te sien of daar 'n ander vrou by die restaurant is en op te kyk en nie met haar te gesels met jy sit by jou vrou, maar jy kyk vir 'n ander vrou. En dit alles het begin, dis 'n gees, dit het begin by 'n welis gees. En nou kry 'n mens daar, omdat die ou mense het altyd gesê, daai vuil oë. Ek weet nie of mense nou vanoggend, ek wil nie uitbrei nie, maar jy kyk nie waar jy moet kyk nie. Okay. En jou aandag is nie waar dit moet wees nie. So, en hierdie word nou, dit steel nou, dit wat eintlik in jou huwelik moet wees. En ons het nou vanoggend so bietjie met die mans gepraat, maar ek wil ook gou terwyl ek hier is, vanoggend se boodskap gaan so bietjie langer wees as gewoonlik. Hy sê, en ek wil net gou vir julle noem, hierdie is vir my baie belangrik, dat ons sommer met die vrouens ook nou gesels. Daar's soveel getroude vrouens, en weet jy hoeveel moeilikheid veroorsaak het? Soveel getroude vrouens, wat getroud is. Jy's getroud, jy het jou man, jy's lief vir hom. Maar as ons van die foto's sien wat jy plaas op sosiale media, lyk jy nog redelik beskikbaar. En vat dit nie nou soos wat jy dit wil vat, okay? Maar as jy baie keer met mans sit en gesels, dan bring dit eerstens in hulle ongelukkigheid, maar as hulle dit aanspreek, dan raak jy mal. Okay, so hierdie het ons geleer uit baie berading uit. So, trek nog steeds mooi aan, maar wanneer jy aantrek, respekteer jou man. Dit is wat jy moet doen. Respekteer jou man wanneer jy aantrek. So trek nog steeds mooi aan, maar trek binne die perke en die riglyne aan van God se woord. Want jy moet jou man kan respekteer wanneer jy aantrek. Hierdie is baie belangrik. Nou, 1 Korintiërs 6 vers 17 tot 20 leer vir ons hoe gevaarlik enige gemeenskap voor die huwelik is en ook hoe gevaarlik pornografie ensovoort is. Pornografie het Dawid gedryf om Batseba se man dood te maak. Want hy het al gesien, hy het porn gekyk. Eerste plek in die Bybel waar jy sien iemand kyk pornografie. En hy het pornografie gekyk en dit het hom gedryf om buite karakter op te tree, want dis wat die welisgees doen. Die welisgees dryf jou om buite karakter op te tree. En ouens, ek wil hê jy moet vanoggend mooi luister. Almal van julle moet luister, is dat hierdie sal jou huwelik verwoes. En so by the way, vir die mense wat dink daar's niks fout daarmee om
gemeenskap te hê voor huwelik nie. Die woord van God sê, hierdie is salthuis, nê? 1 Korintiërs 6 vanaf vers 16 sal ek sê tot 19. Het sê, of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees word. Maar wie die Here aanhang is een vlees met hom. Vlug vir die hoerery. So, ons moet vlug van dinge wat buite God se wil is. Enige sonde wat die mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Hierdie is gemeenskap voor huwelik en gemeenskap buite huwelik. Maak nie saak hoe jy daaroor redeneer nie. Dit is wat God se woord sê. En dis hoekom dit so moeilik is om te laat gaan baie keer vir baie mense wat gemeenskap gehad het buite huwelik. En wanneer jy iemand ontmoet het buite die huwelik en jy het met daai persoon gemeenskap gehad, in baie opsigte, want jy word een met daai persoon. Nou imagine in jou lewe, en ek wil nou nie vanoggend kras raak nie, maar ek net vir julle verduidelik, jy het gemeenskap al gehad met 5 of 10 mense voor jou huwelik. Jy's verdeel tussen 10 mense. Daai soul ties moet alles en kan alles in gebed gebreek word. En dis die probleem wat 'n mens het in 'n huwelik. So wanneer jy, nie elke keer nie, maar daar is baie kere wat as 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is en die man kom met sy eie uit en sê, weet jy wat, ek het oor die tou getrap. En hy sê vir jou, hoorie, so ek is jammer. Dis makliker om te werk in 'n huwelik. Daar's nog steeds die soul tie, maar hy het sy eie uitgestop. Maar wanneer die vrou ook, kan die vrou ook wees, en sy's uitgevang, of die man is uitgevang, dan is dit moeiliker om te werk in 'n huwelik. Hoekom? Want daai persoon het net gestop want hulle uitgevang is. Hulle het nie gestop want hulle wil nie. Daai gees is nog steeds, lei hulle nog steeds. Kan dit gered word? Natuurlik. Natuurlik. Ons dien die God van die onmoontlike, maar dit gaan nie maklik wees nie. Okay, dit gaan nie maklik wees nie, maar dit kan gerestoreer word. Hierdie is dalk heel moontlik rede nommer 1 hoekom baie huwelike baie huwelike maak dit nie as gevolg van hierdie nie. En ons het hom gelos vir Vrydag. Die gedagte met die dag is bietjie, ek eintlik gewens ek het bietjie meer tyd om te praat oor hierdie, want ons so baie om te sê. En maar ek wil vir julle ouens sê is dat hierdie sal jou en jou huwelik verwoes, en obviously vir jou verhouding met God verwoes, as jy daai gedeelte in 1 Korintiërs 6 gaan verder lees. So moenie stop dit, gee dit vir die Here, en vra dat die Here jou vrymaak. Dink aan wat dit doen aan die res van die mense in die huis, en jouself, en so ook in jou verhouding met die Here. Geseënde dag vir julle verder hoor. En onthou, jy moet nou self verantwoordelikheid neem, en gaan bid hieroor. Hierdie week gaan alles oor selfverantwoordelikheid neem. Geseënde dag verder, bye bye.